Vanmorgen vir ons lees jy in 1 Johannes 1, wil ek vir ons net 3 versies lees en daarna in Matteus, wat ek dan ook 'n paar versies vir u wil lees. En hierdie is so 'n belangrike gedeelte, baie van ons, ja, ons het dit al baie gehoor, ons het al baie bepeins, maar dit is een van die moeilikste dinge in die lewe, waaroor ek gaan praat, en is die belydenis van sonde en vergifnis. Die belydenis van sonde is een van die maklikste dinge om te doen. Die mense het dit al so aangeleer, ja, Here vergewe my, maar môre doen hulle weer, Here vergewe my, môre doen hulle weer. Die woord van die Here sê, bely jou sonde en laat staan dit. Dit help nie ek is moeswillig nie. Dit help nie, want ek nou vir jou kom vra, ek bro Anton nou die hele tyd iets verkeerd, dan sê ek, bro Anton vergewe, gaan hy sê, dit is reg. Maar môre kom ek weer, en try dan weer, dan gaan hy sê, dit is reg. Maar na die 4-5 keer gaan hy sê, maar hoor, jy is moeswillig. Met ander woorde, dit wat jy praat, dit is nie eg nie. Dit kom nie uit jou hart uit nie. Jy het nie berou nie. Die woord van die Here sê, wanneer jy berou het oor jou sonde, sal ek dit vergewe. En ek sal vir daai skrif nog lees. Hy sê, wanneer jy na my toe kom met berou oor jou sonde, sal ek dit vergewe. Maar as jy dit ligwegtig net van, ag Here, sorry dat ek vir jou kwessie nou sleg gesê, Here vergewe my, daar gaan jy. Jy het nie berou nie. En hier is 'n baie moeilike gedeelte waaroor ek met u wil praat, oor die vergifnis. Vergifnis kom in wat baie moeilik is, maar hy sê hierso in 1 Johannes 1 vanaf vers 8 tot en met 10 wil ek lees. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, hy is getrou, wie hy, die Here Jesus, en hy is regverdig om ons sonde te vergewe. Met ander woorde, hy is regverdig. Met ander woorde, jy kom met berou, jy kom, Here, ek vra u. Nou wil ek 'n bietjie stil staan, met ander woorde, dan tree hy regverdig op. En hier kom die vergifnis tussen my en jou en tussen broers, en dan tree ons regverdig op. As ons nie iemand vergewe nie. Onthou die Here sê, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe. Wat, hoekom? Ons het na hom toe gekom en sê, maar Vader, Here Jesus, wat jy ook al noem, sê, Vader, ek vra u, vergewe my. Nou staan hy en hy kyk en so, nou tree hy regverdig op, omdat jy mooi na hom toe gekom het, en jy het hom so mooi gevra, en nou sy regverdigheid tree in. Want as die Here se regverdigheid ingetree het, sou hy gesê, nee, wag, ek gaan nou eers daaroor nadink. Ek gaan nou eers wonder, hoekom en waarom moet ek jou vergewe? Wat het jy nie aan my gedoen nie? Waarom moet ek jou vergewe? Geef my net so 'n week of 2 gaan, ek sal daaroor besluit. Hoe baie kom ons as kinders van die Here in ons lewe, as iemand die sien jou gedoen sê, ek sal maar besluit oor 'n jaar of ek hom gaan vergewe. Onmiddellik toe die Here gevra het om my sonde te vergewe, toe tree die regverdigheid in. En nou wanneer die regverdigheid ingetree het, wat doen hy? Hy kom en hy sê, ek vergewe jou, en van al jou oortredings te reinig. Met ander woorde, jou oortreding wat jy gedoen het, ek reinig jou daarvan, ek was dit weg. Halleluja. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar, en in sy woord, nie in ons nie. Hoor mooi, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar, en is sy woord nie in ons nie, want die woord van die Here sê, nie een van ons is sonder sonde nie. Dus hoekom ons mekaar moet vergewe. Ek het al baie keer in my lewe gesê, van 'n Christen is sondig, en jy het al baie opgetel. 'n Christen, 'n kind van die Here, kom ons los ek, 'n kind van die Here. As hy gesondig het, dan word dit vir jare teen hom gehou. Maar as 'n wêreldsmens sondig word, daar 'n grap oor gemaak. Ag, hoop jy dit geniet. Ag, ek is bly jy daai ou goed vasgevat, man. Ek is bly jy daai vrou goed getrap, man. Jy moes dit sommer weer gedoen het. Maar wanneer 'n kind van die Here dit doen, weet jy, word hy gekruisig. Amen. Dan sê die woord van die Here weer, as ons sonde bely, is hy getrou en onmiddellik tree die regverdigheid in. Want ander woorde, nou is hy regverdig. Ek wil dit vir jou doen, halleluja. Dan sê hy in Matteus 6, van vers 15, sê hy so mooi. Maar as julle die mense julle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. Luister mooi, ek sê weer, maar as julle die mense julle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. Hier is 'n baie diep skrif, 'n baie belangrike skrif. Ek het nou net gelees, die Here se regverdigheid ingetree om ons oortredinge van ons weg te vat, om ons te reinig. Maar nou kom mense en maak jou kwaad.
Jy weet, as ek nou daai tyd nie dit en dit, of daai vrou nie dit aan my gedoen het, of daai vrou nie dit aan my gedoen het nie, dan sou ek vandag hier gestaan het. Jy weet, as hierdie mense nie aan dit aan my gedoen het, sou ek baie bo op ver uit gewees. Jy weet, as hierdie persoon nie my so nadig van, of as hierdie persoon net my geld wou gegee wat hy vir my wil gee, maar dan sou dit beter met my gegaan het. As hierdie ou maar net nie dit gedoen het nie, as hierdie ou nie by my huis kom inbreek het en my goed gesteel het nie, was ek vandag alright. Tot die inbreker, dis moeilik, dis een van die moeilikste dinge. Tot die moordenaar, moet ons vergewe. Toe die Here Jesus aan die kruis hang en die rower sit hierdie kant, hy kyk ons. Hy sê, Rabbo Vader, dink aan my Here Jesus, dink aan my vandag, as jy by jou Vader na die woning is. Onmiddellik te vergewe om die Here, want weet jy, tot met sy kruisdood, nog voordat hy die laaste sekonde sy asem uitgeblaas het die regverdigheid van God ingetree. Hoeveel te meer verwag die Here nie van ons nie? Met ander woorde, dis nie maklik, ons is nie volmaak nie. Maar dis hoekom ons diep moet wees, saam met die Here moet wees. Dis hoekom ons moet ingeënt wees in die Here. Dis hoekom ons moet volhard sê, Here, gee my die krag. Here, net nie alleen kan my dit help, Here, om dit vir my te doen. Ek sal nooit vergeet, ek het jare terug het ek tuindienste gehad. En ek is besig met die tuindienste. So 3-4 maande, wil kyk dat hy op die been kom. En terwyl ek so besig is, goed, eendag stap ek in en daar's 'n sekere persoon wat vir my vra, kan jy nie my tuin verniet vir my doen nie, man, ons is mos nou vriende of familie. Ek sê, jy kan nie, weet, in Pretoria as burgererwe is verskriklike groot erwe. Ek sê, ok, gee my ten minste net die petrol en die wheat eater gas, die goed. Hy word vir my kwaad, hy los my word. En op daai stadium was ek nie reg onmiddellik geregistreer nie, want ek wil eers kyk of die besigheid op die been kom. Dis jare terug. En geliefdes, volgende oggend of 2-3 dae daarna hoor ek die klokkie lui, dan gaan hy dog wie so vroeg. Dit kan nie die werkers wees nie. En toe ek so kyk, dis is 'n man met so soet aan. En ek dink myself, maar wie is hierdie ou? En hy kom en hy maak oop, ek sien toe dis 2 ouens. Hulle sê vir my, nee, hulle is van die arbeidsdepartement. Ek sê ja. Hulle sê nee, ons wil net graag kom kyk, waar is jou registrasie? Ek sê vir hom, maar wat bedoel hy? Hy sê nee, ons het gehoor, hy is nie geregistreer nie. En daai persoon word wat vir my kwaad is, omdat gesê het, ek kan nie vir hom die werk verniet doen nie, gaan gee my aan, en hulle kom en ek staan so, en hulle vat alles vir my weg. Ek verloor alles, ek verloor die trailers, ek verloor al my grappies en my wheat. Ek staan so, die werkers kom, ek staan so, ek moet gaan geld leen om hulle uit te betaal, om hulle tot pakket te gee om te sê, ek kan nie meer aangaan nie. En ek het 64 tuine gehad, weet jy hoeveel duisende rand is 64 tuine? Onmiddellik kry ek so woede. Ek kry 'n haat. Hierdie persoon, waar kan hy nie vir homself dink die lewe is moeilik nie? Ek vra hom, ek sal dit verniet vir hom doen, gee my nie die petrol, hy word kwaad, hy gaan gee my aan. Maar het was my plig gewees om hom te vergewe, sodat die Here, halleluja, my ook kan vergewe. En terwyl ek hierdie week hierdie mooi verhaal lees, wil ek dit graag vir julle leer. En ek wil hê julle moet mooi luister, in hierdie verhaal, halleluja. Op 'n dag stap 'n man deur die plantasie op sy plaas. Sy hart is verskriklik beswaard. Sy gedagtes dwaal oor sy lewe tot hiertoe. En hy besef dat daar baie dinge in sy lewe is wat nie reg is nie. Hy dink oor al wat vir hom gelieg het, terwyl hy nog sy besigheid gehad het. Sy gedagtes huiwer 'n oomblik by die ene wat van hom gesteel het en hom benadeel het. Sy gedagtes wendel om sy siekte, want niemand op die stadium in staat is om te genees nie. Sy hart is gevul met woede, bitterheid en frustrasies. Terwyl hy nie antwoorde soek, terwyl hy na antwoorde soek, kom hy tot die besef dat daar eintlik 'n mislukking is en dat alles en almal hom geval het. Ek wil vanmôre vir sê, terwyl hierdie man staan en hy dink by homself, hy loop daar op sy plaas in die plantasie en hy dink aan wat die mense gedoen. Hy is besig om alles te verloor aan mense wat hom uitdoen. Mense wat by hom steel, mense wat vir hom jok, mense wat nie hulle woord nakom nie. Hallo, en hy sê verder, dan sê hy so mooi. Hy kniel neer by die stam van 'n ou eikeboom en met betraande oë roep hy hom aan, wat hy weet altyd daar sal wees. Terwyl hierdie man staan met hierdie seer en met hierdie bedroefdheid, dink hy, maar laat ek maar op my knieë gaan by 'n eikeboom daar in die veld. Laat ek maar tog net met die Here praat. Here, ek verstaan nie hoekom die mense vir my so gejok het nie.
Hierdie mense wat my so besteel, hulle besteel my so ek het niks meer oor nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al so gevoel nie? Hoeveel keer het ons jou gevoel nie, maar die bietjie wat ek het, steel die mense nog. Die bietjie wat ek het, wil hulle nog hê ook. Die mense is so nalig. Die mense gaan aanhou in die son oor die kop skyn, ja? Amen. Mense as hulle sien 'n mens staan 'n bietjie op, of jy tel 'n bietjie op, of jy gaan op jou been, as hulle so jaloers, hulle ondermyn jou tot die dood toe. Ag, ek wens daai persoon val, ek wens daai persoon verloor sy werk, of ek wens daai persoon verloor sy besigheid. Jy weet, ek kan dit nie hanteer nie. Nie hierdie man so gevoel, 'n plaasboer, wat gevoel het, ek kan nie meer, hy sit met hierdie haar, hy kan nie die mense nie vergewe nie, hy wens as hy hulle in die hande kry, sal hy hulle vermorsel. En hoor so mooi sê hy so, ek lees hoe hy kniel neer by die stam van 'n ou eikeboom, en met betrane oor roep hy hom aan, want hy weet altyd, die Here sal daar wees. Here, U het wonderlike dinge vir my gedoen in my lewe. U het my beveel om baie dinge vir U te doen, en ek was gehoorsaam. Vandag beveel ek U om my te vergewe. Ek is treurig, Here, ek kan nie, want ek nie weet hoe nie. Here, dit is onregverdig. Luister mooi. En hy begin met die Here memoreer. Hy sê, Here, dit is onregverdig hierdie, halleluja. Ek het nie verdien om so in my lewe behandel te word nie. En ek moes nie by hierdie punt kom waar ek iemand moet vergewe nie. U wees perfek, Here, maar hierdie dinge van vergifnis kan ek nie doen nie, want ek weet nie hoe nie. Here, my woede is so groot, dat ek bang is, dat ek U nie hoor nie. Maar nogtans bid ek, dat U my daardie een ding sal leer, wat ek nie kan doen nie. Here, leer my asseblief, om te vergewe. En hierdie boer staan hier so, en hy voel hy kan nie, hy sit met woede, hy sit met kwaad. Hoeveel keer het ek en jy nie al met woede gesit nie? As ek moet terugdink verlede Sondag, Monay, kom by sy karretjie, daar sy in gepreek. Batterye is gesteel, die boete is oop, jy voel, jy's woedend, want jy's mens. Jy voel, hoekom doen hulle dit? Kon hulle nie dit verlos het nie? Here maak jy die kosbare bloed gepleit, maar die woord van die Here sê, hy gaan soos 'n brullende leeu. Onthou die woord van die Here sê, ons worse stryd is nie teen mense bloed nie, maar teen die owerheid, teen die magte van die hel, van die Satan. Jy staan daar, jy sien hier, ek sal nooit vergeet die eendag jaar gelede, ek gaan vinnig in die huis om 'n radiootjie te kry, en toe ek so uitkom, druk ek my hand nog so in my sak, om my kaart se sleutels uit te haal, en toe ek so kyk, dis 'n skoon voor my, toe is hy gesteel. Vir 'n jaar lank sit ek sonder 'n kar, dan sit ek so myself, ek wens daai ou kry 'n kramp, ek wens daai kar slaan aan die brand. Jy sê dit, ek wens daai ou maak 'n ongeluk, ek wens daai battery ontplof binne in sy kar en skiet alles weg. Jy sê dit, hoekom? Want jy's 'n mens. Jy word ongelukkig, want jy sit in 'n situasie van jy het nie net meer geld om te gaan vervang nie. Hierdie boer het alles verloor. Hy het nie meer geld nie, hy kan nie aangaan nie, hy kan dalk miskien nie 'n bemisting koop, of kunsmis koop, of dalk miskien kos vir die vee of ietsie. Hy's moedeloos, hy geld, want almal het hom besteel en vir hom gejok. Maar Here, ek kan nie vergewe, ek sit met woede, maar luister mooi hierso. Terwyl hy so in die skadu van die ou eikeboom kniel, voel hy iets op sy skouer val. Hy maak sy oë oop en sien uit die hoek van sy oog iets roois op sy hemp. Hy kan hom nie draai om te kyk wat daar is nie, want skielik, daar was 'n ou eikeboom, sien hy 'n groot vierkantige stuk hout in die grond. Hy lig sy kop 'n bietjie op en daar verskyn 2 voete met groot spykers in, binne sy gesinsveld. Hy lig sy kop verder op en dan vul sy oë opnuut met trane as hy Jesus aan die kruis sien hang. Hy sien die spykers in sy hande, die gepende wond aan sy sy, 'n stikkende en 'n vernielde liggaam, dore gate in sy hoof. Hy sien ook die lyding en die pyn van sy geliefde gesig. Wanneer hulle oë ontmoet, begin die man hartstogtig te snik.
En Jesus begin met hom praat. Jy het ooit, hy vra vir hom hierdie vraag. Die Here gee toe vir hom, die Here kom met hom, kom en aanraking met hom. En die Here vra vir hom hierdie vraag, hy sê, het jy ooit 'n leuen vertel? Ja, Here. Het jy ooit gebeur dat iemand jou te veel klein geld gegee het, en jy het dit nie teruggehou, en jy het dit teruggehou? Ja, Here. En hy snik al harder. Het jy ooit iets by die werk gevat wat jou nie was nie? Ja, Here. Het jy ooit gevloek en my Vader se naam uitlik gebruik? Ja, Here. Die trane rol nou vrylik. Jesus vra nog baie keer, het jy ooit? Die trane loop nou onbeheerlik, want al wat die man kan antwoord is ja, Here. Het jy al ooit ander mense besteel? Ja, Here. Het jy al ooit my geld besteel, my tiende gesteel? Ja, Here. Het jy al ooit mense vervloek? Ja, Here. En dit kom net ja, 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 ja. En op die einde van die dag staan Jesus sê, ek het dit ook nie verdien nie, maar ek het jou vergewe. Ek het dit nie verdien dat jy dit met my moes gedoen het nie, maar ek het jou vergewe. Soms kan ons nie die ander kant van ons moeilikheid sien nie. En ons kan nie sien hoe ons ooit ander kant gaan uitkom nie. As ons egter terugkyk op ons lewens, dan besef ons dat ons dit nooit sou maak as dit nie deur die genade van die Here was nie. Dan sien ons daardie enkele reisspore soos hy ons gedra het. Halleluja. Terwyl ek hierdie gedeelte lees en ek bepyns en sê, Here, dit is so kosbaar. Hier kom 'n man, 'n boer wat kwaad is, wat moedeloos is, wat sê, hierdie ou het my ingedoen. Hierdie ou het my ingedoen. Ek weet baie keer in my lewe, het ek al by plekke gewerk, wat ek al mense gekry het. Dan sê jy, weet, ek gaan nou hierdie ding verkoop, of gaan die ding verkoop, maar jy weet, die is fout met hom. Nee man, kom ons fix hom net. As hy om die hoek is, hy val uit mekaar uit, is dit sy probleem, dat hy moes voetstoots gevat. Dus het nie al gedoen nie. Jy weet, ek gaan nou hierdie kar verkoop, maar jy weet, hierdie ding is besig, sy engine gaan net nie voor op die teerpad hê. Maar kom ons help net nou 'n stukkie ding gaan af, en ons pynt hom mooi, sê vir hierdie kar gaan losvoet deur die toets gaan. Hierdie arme ou koop iets mooi, hy is so bly, en hy gaan hier so, dankie liewe, hier is kwaad. Dan val die engine uit. Wat het hierdie ou aan my verkoop? Hoekom het hierdie ou wat gedoen? Ek vat voorbeelde vanmôre. Ek vat dit. Amen. Ek vat dit vanmôre, jy kom by die werk, jy sê maar, ag jy lê 2, 3 van hierdie dinge af, laat ek maar een vat. Ag ek sal hom later terugbring. Jy vergeet. Wat gebeur? Jou. Wat gebeur? Hoeveel keer het ons die dag miskien van mekaar gejong? Hoeveel keer het ons die vir ander gejong? Hoeveel keer het ons die al gedoen nie? Hoeveel keer? Jy loop daar in 'n winkel en tel 'n groot beursie op. Hey, dit, hierdie. Jy weet nie wie Jesus weet, ek wil daai koek gehad het, ek tel 'n beursie op met geld, dit is van die Here af. Maar jy vat nie daai beursie daar na die sekuriteit toe en sê, hoor, ek kondig aan. Het iemand, daai ou dag miskien al 'n bietjie geld wat in sy sak is. Hoor, ek kondig bietjie aan, wie se beursie is dit? Wie se sleutels is hier? En die Here begin met hierdie boer praat, hy sê vir hom, het jy nie al op vir my gegee? Het jy nie ook al van my gesteel? Het jy nie ook al dit gedoen? Hy sê, ja, Here. Ja, Here, ja, Here. Hy sê, maar ek het jou vergewe. Ek het jou vergewe. Ek het jou vergewe, sê die woord van die Here. Halleluja. My regverdigheid het onmiddellik ingetree, want jy het my iets moois gevra. So ek moet jou mos vergewe. Is dit nie my en jou plig om die dinge wat in die verlede gebeur het te vergewe nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, onvergewensgesindheid het baie mense al op hierdie pad gebring dat hulle blessings verloor het. Onvergewensgesindheid het al baie mense op hierdie pad gebring dat hulle doelwit wat hulle wil bereik in die lewe verloor het. Jy wat luister daar buite, jy wat luister vanmôre, wil ek vanmôre vir jy luister. Kom ons gaan na die Here, dus die Here, vergewe my. Here, ek spreek my vry. Here, ek spreek vry. Here, vat dit uit my gedagtes. Here, help my. Dan wonder jy, en hier sê ek, en nou nog gelees, die Here vra vir die boer, jy wonder hoekom gaan jou lewe so uit. Jy wonder hoekom is jou lewe nie in orde nie.
Jy wonder hoekom val jou lewe uitmekaar uit. Is omdat jy nie vergewe nie. Jy is nie regverdig nie. My kind, julle met 70x7 moet jy vergewe. My kind, Abba Vader, hoekom kom my lewe nie reg nie? En die Here praat met daai boer om te sê vir hom, hoeveel wrok het jy nie nog in jou hart nie? Hoeveel mense moet jy nog vergewe? En hy sê, ja, Here. Ja, Here. En hy vra vir hom, gaan hom val op sy en sê, Here, help my dan. Laat ek vergewe. Jy weet, as ek my baas skryf, wil ek hom verwrig. Jy weet, daai man werk nie mooi teenoor my. Ek hoor baie mense wat my bel, sê, pastoor, bid vir ons werk, bid vir my baan, vir die werk, vir die baan. Want die duiwel werk deur daai ou. Ons het nie al baie gesê nie, die duiwel werk deur daai ou. As die duiwel is vol, daai ou is vol duiwelmagte. Dis ek en jy wat vir hom moet intree om te bid. Sê, Here, ek vergeef hom reeds. As jy sê in die week, sê ek vir 'n persoon, sê, weet jy wat, bid vir jou baba. Sê, Here, red daai man se siel. Here, laat hy dan in 'n droom met hom praat nie met hom. Here, laat hy tot sy volle bewustheid kom sê, maar wat maak ek? En terwyl hy die boer neem daar, by die boer, en hy besef en hy kyk so, en die Here gee hom hierdie visioen. Here, hy sien hierdie spykers in sy vir die Here se voete. Hy sien net aan die kruis aan, daai gate in sy hoof van die doringloop. Hy sê, ek het vir jou vergewe. Hoekom doen jy dit? Dis hoekom jy sit waar jy sit. Wat jy saai, sal jy maai. Hoeveel keer het jy verby gejok? Here, as jy my seën, sal ek dit doen. Dis die maklikste woorde wat ek al my lewe opgesê. En ek glo jy ook wat daar miskien nie sit, vanmôre jy wat luister. Die maklikste woorde, Here, as jy my gaan bless. Here, ek sal daai kerk bless. Ek sal uit daai kerk uit, ek sal tot daai kerk se matte gaan was het moet Here. Ek sal tot die kleedkamers was het moet Here. Here, dan kom dit en die Here is regverdig wat jy nog gevra. 2-3 maande dan sak jy en dan vergeet jy, ja, jy weet dit. Dan wonder jy hoekom as jy die Here vir jou, maar jy nie dit gedoen teenoor my. Het jy dit nie gedoen nie? Dan sê die woord van die Here hierso wat ek weer van hy lees ek weer Matteus, hy sê, maar as julle die mens julle oortreding nie vergewe nie, hoor wat sê die Here, kan die Vader julle ook nie vergewe. Met ander woorde, solank as wat ek en jy vergifnis vra, luister mooi, kan die Here ons nie vergewe as ons met iets sit met iemand anders. Hy kan nie vir jou daai deure van seëninge oopmaak. Hy kan nie vir jou daai deure van blessings oopmaak. Hy kan dit nie doen nie, geliefdes. Die Here kan dit nie doen nie. Hoor vanmôre wat ek vir sê, hy kan nie, al wil hy hoe graag, want die Here sê ons moet mekaar vergewe sodat hy jou ook vergewe. Ek kan mos nie iets teen iemand hê, maar ek verwag daai ou moet my vergewe nie. As ek wil vanmôre bekom, as ek wil hê hy moet my vergewe, dan moet ek mos vir Elsie ook mos kan vergewe. Hoekom wil ek vergifnis kry by iemand, maar ek wil dit nie gee vir iemand? Hoekom? Dit werk mos nie so nie. Dis hoe die Here Jesus dat ek kan dit mos nie doen in my lewe. Een hand was die ander hand. Vergewe en God vergewe, want as God jou vergewe, maak hy die deure van die hemel, die sluise van die hemel vir jou oop, en hy begin jou weer te seën. Hy begin jou weer te bless. As ek myself moet sien die afgelope jaar en 4 maande, halleluja, ek net sê, Here, ek gaan in U rus in. Here, ek gaan in U rus in. Here, ek spreek vry, ek maak vry. Here, dankie daarvoor. Here, dankie dat U ons bless. Dankie vir die deure, daar was tye gewees wat ek gevoel het, maar Here, hierdie deure het in ons gesig toegeslaan. Goed wat vir ons beloof is, goed wat gedoen het. Maar weet jy, toe ons begin vryspreek en sê, man, los, dit is verby, wat kan jy, hoekom wil jy beklei teen iets wat jy verander? Toe begin die Here die wiel draai. En die guns draai na ons kant toe. En die Here begin deurdra. Dis nie elke dag maanskyn en rose nie. Maar dit wat belangrik is, die Here besig weer om daai deur vir ons oop te maak. Vergewe, spreek vry. Jy weet, ek kan nie my sussie vergewe. Ek kan nie my boetie vergewe. Ek kan nie my ma vergewe. Ek kan nie my pa vergewe nie. Geliefdes, dis goed, daar baie mense in die week praat 'n sekere persoon met my en hy haal goed uit al omtrent van 40 jaar terug. En ek dink myself, dis 40 jaar terug, maar jy hou nog aan hierdie goed vas. Dit het al verdor, dit het al gevrot, dit is al weg.
Daai persoon het dit al vergeet, of daai persoon wat dit teen jou gedoen het, is al lank oorlede, maar jy sit nog met dit. Dan wonder jy, maar hoekom gaan jou lewe so aan? Hoekom val jou lewe uitmekaar uit? Dis omdat jy as persoon nie kan vryspreek en dit los nie. Jy weet, ek haat dit om môreoggend weer op te staan, ek kan nie daai baas in sy oë kyk en voel of ek wil skree. Vergeet daai baas. Staan jy op, want die Here het vir jou daai werk, of die Here het vir jou daai besigheid. Doen dit na die beste na jou vermoë. Vergeet nou dat hy skree, dis hy wat skree en moeg word, nie jy. Sê, Here, ek weet. Ek gaan nou miskien vanmôre sê, dis maklik om te praat, maar ek kan vanmôre, want ons het weer baie smart in die laaste tyd gekom, maar omdat ek begin vryspreek, sê, Here, los dit, ag, dis verby. Begin die Here deur oopmaak. Dis nie altyd maklik, jy onthou, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte van die lig. Die duiwel is altyd daar om ons aan te val. Die duiwel sal altyd daar wees, halleluja. Hulle het ons Vader, hulle het ons koning van alle konings, Heer van alle Heer, het hulle onskuldig gekruisig. Hulle het hom onskuldig gevloek, sleg gesê. Hulle het hom so in mekaar geslaan, en die woord van die Here sê, sy gelaat het eers meer soos 'n mens gelyk nie. En hier draai hierdie boel sy kop om, en hy sien hierdie visie. Maar die Here Jesus sê, kyk wat het ek vir jou gedoen. Maar dan kom ons weer terug. Maar as julle die mens julle oortreding nie vergewe nie, halleluja, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. Die vers sê, en wanneer julle vas, moenie lang gesig trek soos die geveinstes nie, want julle mismaak julle gesigte, sodat dit deur die mens gesien kan word, dat julle vas. Voorwaar ek sê vir julle, julle het julle loon weg. Wanneer ons werklik waar in kontak met die Here kom, en ons het berou, en sê, Here, ek wil in vasting gaan, het die mense nodig om dit te weet. Hy het nie nodig om te weet wat jy en God gaan praat. As jy nou met vertroulik iemand daar buite gaan sê, en dan kom dan sê, maar wat sê hy? Jy gaan sê, wat het dit met jou te doen? Jy is irriterend, loop net weg, dit het ons niks met jou te doen hier. Gaan jy net sê, gaan ons sê. Jy gaan ons kwaad voel. As jy die Here Jesus is ook so. As jy na die Here Jesus toe kom met 'n beroude hart, dit het niks met Piet of Sannie te doen, of Koos of wat het. Dit het niks met hulle te doen, dit is 'n saak tussen jou en God. Die Here wil dit vertroulik hou. Dis 'n saak wat jy met die Here regmaak en uitklaar. Dis sê Here Jesus. En ek wil weer vanmôre afsluit met hierdie gedeelte wat sê, maar as julle mekaar nie kan vergewe nie, kan die Here julle ook nie vergewe. Kom ons staan vas, terwyl hierdie boer so praat. Hy gememoreer met die Here. Here, ek verstaan nie hoekom doen die mense dit. Here, ek verstaan nie hoekom gebeur dit in my lewe. Here, ek kan hulle nie vergewe nie, ek gaan hulle nie vergewe, maar help my dan maar tog, Here. Maar my kind, het jy dit nie teen my gedoen. Onthou, ons is 'n skepping van die Here, skep. En alles wat ek en jy doen ons teen die Here. Hoor vanmôre, as jy as 'n kind van die Here, as jy die God aangeneem wat jou verlosser en salig maak, en jy doen iets verkeerd, onthou, dan sien die hemelse Vader. Ek het nou dat daai liedjie gesing, ons gaan weer met hom afsluit. Daar se oog in die hemel wat jy sien. Hy neem verslag van elke dag van wat ek en jy doen. En ek wil vanmôre weer by jou kom staan en stil staan sê, het jy nie dit al gedoen nie? Het jy dit nie al gedoen nie? Het jy dit nie al gedoen nie? Het jy dit nie al gedoen nie? En hy kyk om so, sê, Here, dit is verskriklik. En hy kom by die laaste en hy sê, Here, maar kyk hoe die mense my besteel. Here vra vir hom, hoeveel keer het jy my besteel? En daar sê verskoning. Hy vra vir hom. Hy kyk om so, Here, dis waar. Dis waar. Dis waar. Hy wil vanmôre vir jou sê, wanneer God, weet jy wat? Net die feit dat ek en jy vanmôre hier kan staan, kon wakker geword het. Van ons het kranke en pyn, maar praat van om hier te kan sit. Is al klaar so groot voorreg om God te loof en prys uit jou naam te uit. Net dit wat. Amen. Net dit wat ek en jy vanmôre hier kan hê. Kyk waar hy boer verlede week, hulle lê en slaap, hulle hoorskote almal word afgemaak. Net so. Kyk wat gebeur. Ek wil vanmôre vir jy sê, geliefdes, net dat ek en jy vanmôre wat. Verlede week hoor ek so mooi, was 'n pastoor of 'n broer wat so mooi praat. Hy sê, Here,
Hy sê, al rol u nie die klip uit my pad uit nie. Al vat u nie die rots van my weg af weg nie. Uit my weg uit nie. Nog steeds sal ek u loof en sal ek u prys. Nog steeds. Want net die gedagte dat ons op pad is na 'n goudstad toe. Net die gedagte ons aanbid 'n ware God. Net die gedagte dat hy ons omsien, is straf jou so groot. Die Here skuld ons niks. Hy skuld vir my en vir jou niks. Jy hoor vanmôre wat ek sê. Ons sal in elk geval nooit vir die Here kan terugdoen wat hy ooit vir ons kon gedoen het. Maar die bietjie wat ons van doen, het die Here lief. Die Here hou daarvan. Hy is bly daaroor. En ek wil jou vanmôre bemoedig om te sê, kom ons gaan hierdie weer. Jy wat luister, gaan bietjie bepeins oor. Ons is so maklik om te sê, maar daai een, en daai een, en daai een. Maar wat het ons in ons verlede gedoen? Wat het ons gedoen? As jong kind, as jong seun, het jy nie dalk miskien goed gesteel nie? Het jy dalk miskien goed gevat nie? Jy het bely, prys die Here. Maar jy wil hê die Here Jesus moet jou vergewe omdat jy 'n boom gesteel het. Ek wil hê die Here moet my vergewe omdat ek in my oom se gras gaan en 'n spanner gesteel het en dan verkoop ek hom by die pandjieswinkel en dan hier dit vir my video's, dan sit ek lekker in video's kyk terwyl sy ding gesteel is. Ek vra die Here om my te vergewe. Dan praat ek van 40, 45 jaar terug. As ek wil hê die Here Jesus my vergewe, dan moet ek mos ook dan vergewe. Dis nie maklik nie. Maar baie keer kom dit oor jou pad dat jy moet voel hoe daai ou gevoel. En ek het dit baie in my lewe het ek het bepeins hoe ek gevoel. Deur foute wat ek gedoen het in die verlede. Dan kom ek terug op my pad en voel ek kan soos die spreekwoord sê slange val. Dan voel of jy daai ou kan verwrig. Dan dink ek net by my terug hoe daai ou dan die gevoel. Dat hy mos dieselfde gevoel. Want hy het ons gevoel, hy kan my verwrig as hy my kry, maar hy prys die Here. Halleluja. Maar ek wil u vanmôre bemoedig om te sê, kom ons hou vas. Dis sulke klein dingetjies in die lewe, die woord van die Here sê, dis die klein jakkeltjies wat die wingerd verwoes. Jy dalk miskien op skool graad 1 of wat jy dalk miskien jou maatjie se uitveer gesteel, want hy is mos mooi. Het jy nie my sê my vriend, nee, ek het hom nie gesien, met dan sien jou sak. Ek het al ouetjies gesien ons in die skool, maar hy sê goed tot in sy onderbroek weg, want hulle weet daar gaan hulle nie krap om te soek nie, want steel sal hy hom steel. Regtig, want hy soek hom. Hy is mos nou iets mooi. Hierdie skerpmakertjie. Is daar miskien 'n karretjie ding? Dink bietjie terug. Dink bietjie. Dan so 'n klein in die haak uit ou prentjie op. Nee, maar dis mos nou iets beters. Nee, gaan hom vat, man, vergeet hom, sy ma is ryk, ek is nie so reg, hulle kan ander goed koop. Dis seker klein dingetjies in die lewe. Want as jy ouer word, dan wonder jy hoekom val jou lewe uitmekaar uit. En sê Here, ek het al baie nagte word dan sê ek, Here, waar ek gefouteer het in my lewe, maak dit dan vir my oop dat ek dit kan bely. Al is jy mense oorleer, al is jy mense dat Here, ek wil dit bely vir U, waar ek gejok het, waar ek gesteel het, waar ek wat gedoen het, waar ek vat voorbeelde vanmôre, waar ek wat gedoen het. Here, vergewe my. Op daai stadium het ek gedink soos 'n kind. Ek het nie gedink soos 'n groot mens, ek het nie wys gedink. Hy sê maar nou dat jy groot is, moet jy dink soos 'n wyse mens. Here, vergewe my. Vergewe my omdat ek dit gedoen het, Here. Ek vra U mooi, vergewe my. Dis kwaad, breek die kaart, die tip. Ek weet ek het altyd so 'n mooi reisiesfiets gehad. En dan stop ek daar bo in die berg daar by John Foster. En eendag toe ek daar kom, die fiets, 'n pragtige fiets wat my ouma vir my gekoop het. En ek gaan nog en ek sit my tas op my rug en ek maak nog die slot los en goed om te ry. En toe so op om klim, hier sit ek met die handel binne, toe het hulle die handel mooi afgesak so. Mos afgesak. Nou sit ek met die handel en ek moet huis toe ry. Hier sit ek met die handel in die hande en ek sit bo op 'n bicycle maar kan nie ry nie. En ek dink myself, liewe Jesus, hoe goed doen hulle dit? Waarom? Maar dan dink my myself, wat het ek nie al gedoen voorheen? Het ek nie dalk nog nooit seker gedoen, die prys die Here. Maar ek vat 'n voorbeeld. Dan dink myself, gelukkig ek sou nooit vergeet, gaan ek daar na die werkswinkel toe en ek kry shifting spanner. En ek vat 'n shifting, hy sit en knyp ons so vas hier voor en ek ry met 'n shifting spanner huis toe. Dan gaan ek. Want ek kon dit gedoen het. Maar dis sulke klein dingetjies wat op die einde van die dag, dan wonder jy hoe val jou lewe uitmekaar. Dan wonder jy hoe gebeur hierdie dinge.
Hoeveel mense het jy probeer ore aansit net om 'n ding te verkoop wat eintlik gebreek het? Hoeveel mense het jy probeer ore aansit om te sê man jy sal nie spyt wees nie. Dan sit die mense met daai gebakte pere en jy nie. Kom ons kom vanmôre sê Here, ek vra U mooi vergewe my. Here het my hierdie boodskap gegee om vanmôre vir die wêreld te gee. Alhoewel ek nie weet, maar my hierdie gedeelte gee om te lees sê Here, dit is so waar. Dis die klein goedjies waar die jakkal, die klein jakkalsies waar die wingerd verwoes. Nie net altyd die ou groot ding nie. 'n Bietjie maak baie. Baie praatjies maak baie gaatjies. En we vanmôre vir jou op die einde van die dag val jy na eie gang. Op die einde van die dag gaan wonder jy self, Here, maar hoekom? Hoekom Here kry ek nie dit reg nie? Hoekom gebeur dit? Hoekom breek my goed altyd? Here, hoekom dit? Wat het ek en jy teen die mense in die verlede gedoen? Het ons dalk valse goed gaan praat of van mense wat nooit jy so wat. Jy ken ons mense as hulle begin skinder. Hierdie een laaste stertjie, hy vertel nie wel met 'n stertjie. Die volgende een vertel daai een met die stertjie wat hy gehoor het met sy stertjie. Dan gaan hy na die vierde persoon en vertel daai een met die stertjie en nog 'n stertjie. Op die einde van die dag het ek 'n verskriklike storie en dan sal nooit eens, dan was dit nooit eens so nie. Maar wat dan? Wees versigtig want anderste dan ek en jy berou het oor dit wat ons gedoen het. Mag God julle seën. Halleluja. Daar